Goeiedag julle, ek wil graag weer vandag 'n boodskap met julle deel en ek wil lees uit Johannes 14 en spesifiek vers 12. Dit sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. So Jesus sê dit vir sy disippels, hy sê, die wat in my glo, sal die dinge doen wat ek doen, en selfs nog groter dinge as dit. Nou moet ons gaan kyk na wat het Jesus gedoen. Ek weet ek het 'n rukkie terug ook in hierdie lyn gepraat, en ek wil graag vanoggend weer hierso op fokus, want dis op my hart. Wat het Jesus gedoen toe hy op aarde was? Hy het rondgegaan, hy het wonders gedoen, en hy het die siekes genees. So Handelinge 10 vers 38, en ek ken hom nou net in die Engels, ek gaan hom aanhaal, dit sê, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went about doing good, and in particular curing all who were harassed and oppressed by the devil, for God was with him. So Jesus het rondgegaan en siekes genees. Hy het hulle genees met die bonatuurlike krag van God. Hy het hulle genees en dit was wonderwerke. So, hy het rondgegaan en wonders gedoen. Nou sê hy, ons sal die dinge doen wat hy doen en selfs groter. Nou ek onthou toe ek dit die eerste keer raak lees, en ek besef uit my agtergrond het ek nie groot geword met wonderwerke, of dat dit enigstens 'n moontlikheid is nie. En toe ek hierdie skrif lees, toe dink ek, hoekom het ek dit nog nooit gehoor nie, dat ons die dinge sal doen wat hy doen en selfs groter. So, dit het my aangegryp as 'n student, ek het net tot bekering gekom, Jesus het in my lewe gekom, my hele lewe verander, en ek wou hom net leer ken, en ek het so honger gehad, net om by sy woord, net by sy voete te sit en sy woord in te neem. En ek het dag in en dag uitgesit, ek het in die oggende vroeg gegaan, dat ek in die botaniese tuin daar, op die campus, naby Veritas, waar ek in die koshuis was, het ek gaan sit, en met die woord gaan sit, en net by Jesus se voete gesit, en die ure daar spandeer, net om te hoor wat is op sy hart. En so het ek 'n verhouding met Jesus begin, ek het hom leer ken. En een van die eerste dinge wat hy my aandag op gevestig het, is hierdie, dat hy gesê het, ons sal die dinge doen wat hy doen en selfs groter. Nou dadelik, toes daai honger in my hart vir dit, ook net wakker gemaak, en ek het begin kyk na dit wat Jesus gedoen het, en die wonders wat hy gedoen het. Toe lees ek in Handelinge, en ek besef, dat sy disippels ook hierdie wonders gedoen het, en dat Petrus het in 'n dorp ingegaan, en hulle die siek mense in die straat gelê, dat as Petrus se skade weer op hulle val, dan is hulle genees. Nou ek weet, dit is radikaal, en baie keer sal mense vir my sê, man, moenie altyd so praat oor genesing nie, dis nie so belangrik nie, of dit is nie meer iets wat vandag gebeur nie, daar's baie redenasies oor dit. Of mense sal dadelik dink, as iemand praat oor dit, dat dit verkeerd is, jy kry, daar's amper 'n stigma rondom dit. Maar ek wil vir jou sê, die woord van God is my eerste verantwoordelikheid. So as dit in die woord is, ongeag of dit vir ons vreemd voel, ongeag of ons dink dit is malligheid, dit kan nie so wees nie, ongeag wat ons daaroor dink, as dit is wat die woord sê, dan is dit vir my waar. Nou my ervaring kan verander, maar God se woord kan nooit verander nie. So ek het gegaan en na die woord gekyk en besef, dat dit is wat Jesus gesê het. En die disippels in Handelinge het dit wel gedoen. Hulle het die werke wat hy gedoen het, en al selfs groter werke as dit. Hulle het wonders gedoen, tekens gedoen, net soos Jesus. Hulle het ten minste sy werke gedoen. Nou, hy sê ons sal sy werke doen en selfs groter. Is dit nie amazing nie? Dit is 'n gedagte wat jou moet laat dink. En as dit is wat Jesus gesê het, en as dit is wat in sy woord staan, dan is dit die waarheid. Ongeag of ons vandag glo in wonderwerke. Jy weet, jy kry mense wat so skepties is oor dit, as gevolg van sekere predikers miskien, wat claim om mense te genees, maar dan is dit valse claims, of hulle mislei mense, hulle betaal mense om te maak as hulle siek is. Ja, daar is sulke goed.
'n paar jaar terug het ek vir mense gesê, ek ken nie eers sulke mense nie. Ek weet nie wie sal so iets doen nie. Maar toe het ek besef, daar is sulke mense en daar is valse profete. Maar ons kan nie die baba met die badwater uitgooi nie. Nou wat bedoel ek daarby? Jy weet die baba is binne die badwater en as die water nou vuil is, dan tap ons net die water uit. Ons gooi nie die baba uit nie. En ek dink die kerk of die gelowiges het sommer nou die baba uitgegooi. Ons wil niks te doen hê met wonderwerke nie, want daar's so stigma rondom dit en daar's soveel valsheid wat gepaard gaan met sommige vals profete. Maar weet jy wat die woord sê dit? En die woord bly duidelik dat ons die werke van Jesus sal doen en selfs groter. Dit is wie ons is in Christus. Nou as die woord sê in 2 Korintiërs 5 vers 17 dat as enige iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Dan het ons 'n totale nuwe identiteit. Daardie nuwe identiteit sluit in alles wie God is, sy karakter, die vrug van die Gees, maar dit sluit ook sy krag in, dit wat hy kan doen. Die wonders en die tekens wat hy gedoen het, is absoluut deel van ons identiteit as gelowiges. Nou ek het 'n groot verbeelding, en ek is definitief nie daar nie, die hele wêreld sou geweet het, as ek soos Jesus geleef het elke dag, en as ek net aan mense geraak het en almal is genees. Ek het al vir baie gebid en hulle is nie genees nie. En ek het vir ander gebid en daar het wonders plaasgevind, en ons het getuienisse van dit, honderde van dit. Dit bly dieselfde, dit bly God se hart. Maar met dit alles in ag geneem, wil ek net gou weer teruggaan na wat ek wou sê hier, dat ek het 'n groot verbeelding, en gestel die woord is waar en ek weet hy is, dan kyk ons na die woord en ons sien die voorbeeld van hoe gelowiges moet leef. En as ek die woord reg lees en verstaan, dan is ons veronderstel om die werke van Jesus te doen en selfs groter. Markus 16 sê ons sal siekes die hande oplê, hulle sal gesond word. So gelowiges moet dan die werke van Jesus voortsit en doen wat hy gedoen het toe hy op aarde was. Ons weet hy het rondgegaan en hy het al die siekes genees. En so het hy gedemonstreer dat vergifnis vir sondes gekom het en dat die koninkryk van God gekom het. So ons moet dieselfde doen. So sê nou, soos ek sê, kom ons verbeel ons nou, kom ons gaan op 'n verbeeldings tog hierso. En ons kyk na dit. As ons kyk en ons dink aan alle gelowiges op aarde, sê nou almal van ons lewe soos wat Jesus geleef het. Ons het sy vrug, ons het sy liefde, ons loop in sy vrede, sy vreugde, maar ons loop ook in sy krag en ons doen die wonders wat hy gedoen het. Dink julle nie die wêreld gaan notisie neem nie? Dink julle nie dat die hele wêreld gaan kom na die kerk toe en besef, in die kerk van Christus, die liggaam van Christus, en besef dat hierdie mense het antwoorde, hierdie mense het krag van bo, krag van God, en daardie wonderwerke gaan die mense trek na die liggaam van Christus toe. So ek glo dis God se plan. Al het ons hoe ver daarvan afgewyk, al het die kerk so kragteloos geword, al het gelowiges so min van dit in hulle lewe gesien, dan is dit nog steeds God se wil en dit is nog steeds sy plan. So verbeel julle 'n wêreld waar alle Christene ten volle Christus uitleef. Net in terme van sy liefde, sy vrede, sy vreugde, die gees van die Here, die vrug van die gees, geduld, al daai mooi vrug en die krag van God. As ons daarin loop, dit gaan die wêreld verander. So, en dit is wie jy is. Al sien jy dit nie, al sien jy dit gedeeltelik. Ek het so 'n bietjie gedeel daaroor hoe ek gebid het en mense is nie genees nie en ander is weer genees. Maar enige persoon waarvoor ek al ooit gebid het, wat werklike wonderwerk ervaar het, en ons kan soveel getuienisse daarvan deel, enige persoon wat werklike wonderwerk ervaar het, is genoeg bewys dat God se woord waar is rondom hierdie. Want ons moet dit glo totdat dit dan gebeur. Ek dink wat baie ouens doen is, hulle bepaal God deur wat hulle deurgaan, wat hulle sien of nie sien nie. Hulle bid en dan kyk hulle, as hulle dit nie sien nie, dan dink hulle dit was nie God se wil nie. En as hulle dit sien, dan dink hulle dit is God se wil.
Terwyl die woord leer ons iets heeltemal anders. Die woord sê, ons moet glo dat ons dit reeds ontvang het wanneer ons bid, en dan sal ons dit hê, in Markus 11. So die woord leer ons heeltemal anders. Ons moet bid en vertrou op God se woord, dan gaan ons dit sien. So, sien is nie glo nie, maar glo is sien. Dis wat ons moet inleef. The just shall live by faith. Ons is gelowiges. Dit is deel van ons identiteit. Dis wie ons is. So, soos Jesus in die wêreld was, toe hy op aarde geleef het, so is die kerk van Christus veronderstel om te leef. En ons het nog 'n ver eind om te gaan, en in my eie lewe, soos ek sê, as ek dit volmaak gedoen het, was die hele wêreld al op ons voorste. As jy net dink hoeveel siekte en swaar is daar in hierdie wêreld. Nou iemand vra nou die dag vir my en sê, jong, julle preek so oor genesing, hoekom gaan julle nie dan na die hospitale toe en bid vir almal en dat hulle gesond word nie? Nou, dit is 'n baie goeie punt. Ek dink ons moet vir die siekes gaan bid, maar ek wil by sê, ons het van ek sal sê 23, so van 23-jarige ouderdom, het ek jaar in en jaar uit amper elke week in die staatshospitaal vir siekes gaan bid, en in ander hospitale ook. Maar spesifiek, ons het gegaan en 'n uitreik gehad na die staatshospitaal, en daar het ons vir siekes gebid, week na week. En ons het wonders gesien in die hospitaal. Ons het gesien hoe mense opspring uit hulle beddens uit, wat rolstoele het, wat moes rondgery word, met 'n rolstoel. Ons het wonders al gesien in die hospitaal. So, daai kritiek is waar, maar is nie heeltemal waar in terme van, daar is gelowiges wat dit doen. Ons bid in die strate vir mense. Ons het al gesien hoe blinde oë oopgaan in die straat. Die man kan nie sien nie, en die Here genees sy blinde oë. Nou, maar dit gebeur sulke goed regtig. Ek wil vandag vir jou sê wat jy luister, dit gebeur regtig. En as jy ons nie glo nie, kom saam met ons, dat ons dan jou vat op 'n uitreik. En ons gaan bid vir mense, totdat jy sien dit gebeur. As jy na 'n paar dae se uitreik nie kan glo dat in wonderwerke nie, dan sal ek verstaan. Maar gee dit 'n kans. Kom laat ons jou vat. Kom ons vat selfs die kinders. Kom ons vat hulle en ons gaan bid vir mense. Ons gaan bid vir mense iewers waar hulle siek is, en ons gaan lê ons hande op siekes, en ons wil ten minste net vir jou wys dat wonders en tekens wel gebeur, dat genesings wel plaasvind. My enigste ding wat ek hierso sê vir jou vandag is nie dat almal vir wie ek bid het al gesond geword of word gesond nie. My punt wat ek wil maak is dat wonders en tekens en genesings wel vandag nog gebeur deur gelowiges wat in God glo wanneer hulle bid. En dis al. My enigste punt is dat mense nog steeds genees word deur geloof in Christus, deur iemand wat dan vir hulle bid, of ook nou maar as iemand self glo en ontvang genesing, maar daar is wonders en tekens wat gebeur, en ek praat nou spesifiek van ons wat dan siek is die hande oplê. Dis deel van ons identiteit, dis wie ons is. Ons sal enige tyd mense vat, enige tyd jou vat en gaan bedien na mense toe. Ek dink die groot bekommernis is, maar wat as ons mense valse hoop gee? Wat as jy nou bid en hulle word nie gesond nie? Nou, ek wil nie ongevoelig klink nie, maar die persoon was siek toe jy hom gevind het. En daar is geen neeweffekte van gebed nie. So die persoon gaan nie erger word nie. Hy gaan nie erger word as jy vir hom bid nie. Ek weet die emosionele saak daarin is, maar hoekom het dit nou nie gebeur nie as ek gebid het? En die enigste ding wat ek kan sê is, die woord sê, ons sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. So wat ek doen is, ek bid in geloof vir mense. Ek gaan en ek doen dit. En ek weet ek het daai persoon so gevind, en ek gaan hom definitief nie sieker maak nie. En as hy emosioneel op 'n plek is waar hy teleurgesteld is, ek gebid het en hy's nie genees nie. Die liefde waarmee ons mense benader, en die feit dat ons hulle graag wil help, moet tog iets sê van ons hart en God se hart vir hulle. En dan moet ons nooit opgee nie, en ons moet aanhou bid, want die Here se wil is genesing. So, met ander woorde, ek benader mense in liefde, ek bid vir hulle, ek sê vir hulle, weet julle, ek bid vir siekes, het gesien, siekes word gesond, al wat ek kan doen is vir jou bid. Ek is nie 'n dokter nie, ek is nie 'n mediese dokter nie, ons is ook nie teen die medisine nie, ons is nie teen mediese wetenskap nie,
dit wat gebeur, dit wat dokters kan doen in die natuurlik om jou te help, gebruik dit. Die Here het ons geseën met dit en die Here het ook daai dokters geseën met die nodige verstand om mense te help sover dit in hulle vermoë strek. Maar dan weet ons, daar's 'n God wat bo die menslike vermoë is en kan werk. En dis waarna ek my vertroue sit. So, my vertroue is in Jesus. Ek is nie 'n dokter nie, ek bid vir jou. So, my benadering is net dit, kom ons bid vir jou. Wat het jy om te verloor? Ek weet dit klink baie ongevoelig, maar die punt is, jy is siek nou. En as ek vir jou bid, gaan jy definitief nie slegter af wees nie. So, dis maar hoe ek dit benader, maar ek weet dit is die Here se wil, en my vertroue is dan dat God daai persoon aanraak en genees wanneer ek vir hom bid. En dis hoe ons dit benader. As jy dit in liefde doen, jy kan nog steeds vir iemand sê, weet jy wat, ek is nie God nie, ek is lief vir die Here en ek is lief vir jou, en dis hoekom ek vir jou kom bid het. Ek gaan nie ophou bid nie, ek gaan nie opgee op jou nie, weet ten minste net, daar's iemand wat vir jou bid, en aanhou bid. En dis dan net hoe jy dit doen. Dis dan hoe jy die persoon los, en dis nou in die geval van as iemand dan nou nie gesond word nie. En jou vraag is miskien, maar hoekom word hulle dan nie gesond nie? Wel, ons het nou nie tyd om die hele vraag te antwoord nie, maar een ding kan ek sê, my geloof in daai aspek is eenvoudig, dat die persoon wat bid, en dis ek, groei in my geloof en vertroue in Jesus. So die onvolmaaktheid lê by my, en nie noodwendig by die persoon vir wie ek bid nie. Daai persoon het nie, hy word maar net voor gebid. En die Bybel sê, ons sal siekes die hande oplê, hulle sal gesond word. Dit sê nie net gelowiges nie. Jou vraag is miskien, moet daai persoon glo om genesing te ontvang? En ek sal sê, nee. As ek glo en bid in geloof, kan genesing plaasvind. Want die Bybel sê, ons sal siekes die hande oplê. Nie net gelowiges nie. Maar as iemand glo in God, dan kan hy genesing ontvang in sy verhouding met Jesus. Dit kan kom deur gebed van 'n ander persoon. So ja, jy kan ook ontvang deur jou eie geloof en vertroue op Jesus. Maar iemand op aarde wat glo, maak dat wonders gebeur. En dit is 'n feit. God het reeds genesing gebring. Jesaja 53 sê dat daar deur sy wonde genesing gekom het. En daarom het hy eintlik die hele wêreld reeds vergewe en genees. Ons moet nou tot geloof kom en vergifnis vir ons sondes ontvang, en ons kry redding vir ons siele, maar ons liggame is ook reeds genees aan die kruis. En daarom kan ons vrylik genesing bedien na mense toe vandag, en vertrou dat Jesus hulle graag wil genees. So ek het miskien 'n baie radikale, ek wil dit nie radikaal noem nie, want dit is eintlik net eenvoudig die woord, maar ek weet dit is 'n onderwerp met baie verskillende idees, en ook 'n bietjie van 'n stigma rondom dit, as gevolg van mense wat dit misbruik, en valse profete wat ons vandag het. Maar ek wil ook vir jou sê, dat as daar valse profete is, dan is daar ook die ware, egte gelowiges op hierdie aarde, wat God glo, in hom glo, en dan deur genade wonderwerke sien, wanneer hulle bid. En ons het dit gesien, my kinders het dit gesien, enige van my kinders kan jy vra, en hulle het al wonders deur hulle hande gesien. Genesings het al plaasgevind deur hulle eie hande. So, dit is my woord vir vandag, en ek is opgewonde om met jou te deel, en ek vertrou sommer net, as jy siek is vandag, en miskien stuur jy dit vir iemand wat genesing nodig het, dan gaan ek net 'n eenvoudige gebed bid, in geloof, dat Jesus mense aanraak vandag en gesond maak. Ons het ons healing school, ons noem dit 'n healing school, wat gaan begin. Dit is nou, ek moet nou die datums nou mooi kry, maar as hierdie boodskap uitgaan, is dit die naweek voor dit. Ag, die naweek nie voor dit nie, na dit. Wanneer jy hierdie boodskap hoor, dis nou Dinsdag, ek het hom so 'n bietjie vroeër opgeneem, dan gaan ons healing school die naweek wees wat kom. So, kom na die healing school toe, dit is gratis, daar's geen toegang nie, jy kan net opdaag, dit begin Vrydag, dis deur die naweek, ons vat die woord, ons leer mense wat die woord is, sê oor dit, en dan ook hoe om vir siekes te bid, en met resultate. So kom en leer, kom en wees deel van die healing school oor die naweek wat dan nou kom.
en ja, sien uit om julle hier te sien. Maar as jy mense ken wat siek is, dan wil ek gou vir daai mense bid. En as jy self siek is, dan vertrou ek dat Jesus Christus ons gebed hoor en dat daar genesing plaasvind. Here, ek kom bid vir elke persoon wat hier is, wat luister na hierdie preek. Dankie Here dat u genade groot is en dat u wil bekend is. En daarom vra ek in die naam van Jesus Christus vir genesing vir daardie persoon. Ek vra dat daai persoon aangeraak word waar die wonderwerk en die genesing nodig is, dat dit plaasvind, dat daar nou 'n wonder gebeur en genesing plaasvind in jou liggaam. Ek spreek dit oor jou in die naam van Jesus Christus, lewe en gesondheid en krag. Ek bid dat die pyn verdwyn, ek bid dat die situasie omdraai, dat jou liggaam herstel, bonatuurlike gesondheid en immuniteit in jou liggaam, lewe van Christus, is dit wat ek oor jou spreek, in die naam van Jesus Christus. Ek vra, want ek is 'n kind van God, ek vra, Here, maak hierdie persoon gesond, maar ek kom spreek ook as 'n seun van God, oor die mense wat luister, en ek sê in die naam van Jesus, word gesond, lewe en genesing nou in jou liggaam. Ek bid dat jou pyn nou verdwyn, dat jy krag ontvang, dat jou organe herstel, dat jou liggaam herstel, elke sel, elke deel van jou liggaam, tot in jou bloed, genesing in die naam van Jesus Christus, dat die lig van Christus skyn in jou are en genesing voortbring, in Jesus se naam. Amen.